Daar sê, goeiemôre broeders, ek het amper almal gegroet, en die wat nie groet nie, hallo daar. Ja, al wat ek kan sê is, dankie vir 'n geleentheid om hier te kan wees, en ook die geleentheid wat ek gehad het om daar in Holliston te kon wees, is altyd 'n voorreg. Tydig of ontydig, sê die woord van die Here, moet ons die woord verkondig, né? Tydig en ontydig, gaan nie oor geld nie, dit gaan oor die boodskap. Die Here voorsien op sy eie maniere, is dit nie waar? Jy sal weet, ja. Broeders, ek wil vanoggend met u praat oor 'n baie belangrike gedeelte. Dis vandag die 31ste Maart, môre is dit April Fool's Day, maar in die Bybelse konteks is vandag 'n baie belangrike dag. Eintlik begin dit vanaand. U weet mos, die Bybelse dae dis aand en is môre. Nou vandag het volgens die Bybelse kalender alreeds gisteraand 6:00 begin en hy eindig 6:00 vanaand. En 6:00 vanaand begin die 1 April tot 6:00 die volgende. Dit is hoe die Bybelse dae werk, aand, môre. En dit is toevallig of ja, toevallig, dit gebeur nie altyd nie, dit gebeur net so af en toe, dat vandag is die 13de dag van die maand Nisan. En môre is dit die 14de dag wat vanaand 6:00 begin van die maand Nisan. Dis die aangekondigde eerste maand van die jaar in die Bybelse terme. Nou luister hier. En die Here het met Moses en Aaron in Egipteland gespreek en gesê, as lees daar Eksodus 12 uit. Hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Dis die maand Nisan, wat vanaand 6:00 begin. Nou weet jy wat gaan aan daar, want die Here sê, elke gesin moet nou 'n skaaplam of 'n boklam vat, en hulle vir 10 dae moet hulle dit in bewaring hou. En dan vers 6, en julle moet dit in die bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand. Dis die dag wat, die 1 April, is die eerste dag, die 14de dag van die maand Nisan. Tot die 14de dag van hierdie maand, en die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit dan slag teen die aand. Dit sal nou môremiddag 3:00 die middag wees. Daar's 2 Bybelse aande. Eerste aand, vroeë aand, wat 1500 uur is, 3:00 die middag, en dan 'n laat aand, wanneer die volgende dag begin. Dit gewoonlik so 6:00 die aand is, dis maar hoe dit werk. En dan, in hierdie, dit hang af van die konteks waarin dit staan, watter aand dit is, maar hierdie was 3:00 die middag. En julle moet die bloed neem en dit stryk in die 2 deurposte en in die bodrempel, aan die huise waarin hulle dit eet. En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet. Broeders, ek wonder of iemand net iets in my amarok wil gaan haal. Ek het dit nou vergeet. Ja, my amarok, my sleutel is daar agter, né? Op die agterste plek is 'n groot boks. As jy hom net vir my kan bring, asseblief man, ek is so jammer. Asseblief, dankie hoor. Vergeet dit niks met ouderdom te doen nie, hoor. Exactly, dankie. So broer, dit is 'n baie belangrike dag, jy weet. Jesus was op die 14de dag van die maand Nisan, was hy gekruisig. Op 'n Woensdag. 3:00 die middag, op daai Woensdagmiddag, het hy gesterwe aan die kruis. Het hy uitgeroep, Tetelestai. In u gees gee ek my lewe oor in u hande gee ek my gees oor. Ek het alles gedoen, ek het my werk voltooi, en dis nou Tetelestai vir my. 3:00 op 'n Woensdagmiddag. Nou kyk hoe werk dit. Die Bybel sê hy was 3 dae en 3 nagte in die graf. Met ander woorde, donderdag, Vrydag en Saterdag. 3 dae en 3 nagte. En op die 3de dag het hy opgestaan uit die dood. Nou, ons weet die disippels en vrouens het die volgende oggend, die Sondagoggend, by die graf aangekom en hulle sê, wie sal vir ons die steen wegrol, toe is die steen klaar weggerol. Nie vir Jesus om uit te kom nie, hy het nie nodig gehad dat die steen weggerol word vir hom uit te kom nie. Maar ons hulle om in te gaan, om te sien wat het daar gebeur. En toe is die graf leeg, want Jesus het opgestaan, die 3de dag opgestaan.
Daarom is dit vir my altyd so besonder, jy weet, en daarom van daardie oomblik af, met die ontstaan van die Nuwe Testamentiese kerk na die hemelvaart van Jesus, het hulle na die opstandingsdag verwys as die dag van die Here. Die dag van die Here. Nou elke keer wanneer ons Sondag kerk toe gaan, dan vier ons die fees, die opstandingsdag van die Here. Die wêreld moet dit sien. Ons hoef nie meer op 'n spesifieke tyd hierdie feeste, hierdie 6 aangekondigde feeste van die Here vier nie. Ons kan dit elke dag vier. Want hy kom in die nagmaal en hy gaan aan, kom ek gaan dit aan hierso. Weet, teen die aand dan moet hulle en julle moet die bewaring hou tot die 14de dag van die maand en teen die aand moet jy dit slag. En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die deurposte aan die boordrampel in die huise waar hulle dit eet en hulle moet die vleis in dieselfde nag eet. En so moet julle dit dan eet. Julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan julle voete en julle staf in julle hand. Baie haastig moet julle dit eet, want 'n Pasga van die Here is dit. Pesach, wat beteken die verderwer sal verbygaan. Dis wat dit beteken. En hier, die nagmaal is 'n deurbraakfees in die naam van die Here. Ons moet dit altyd so. En ek hoop dat ons vandag, hierdie oggend, die dood en die betekenis van Jesus se sterwe aan die kruis op 'n ander wyse sal beleef, 'n persoonlike wyse sal beleef. Hy gaan verder, hy sê, maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, verbygaan, dan sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek Egipteland tref nie. Die krag van die nagmaal is grootliks verwyder as gevolg van 'n ritueel wat eenmal 'n maand gedien moet word. In die middeleeue het die kerk, die Katolieke kerk in daai tyd, en al die ander kerke, het die nagmaal uit die huise uitgehaal en dit na die kerk toe gebring, wat net deur die leier van die kerk bedien mag word. Maar hier is die pa van die huis, moes die lam slag. Die pa van die huis moes die bloed gesmeer het. Die pa van die huis moes ingegaan, die deur agter hom toegetrek het, en almal wat in die huis was, moes dit geëet het, met 'n spesifieke betekenis. En daarom toe die nuwe kerk ontstaan het die apostels sê die woord in Handelinge, iewers in Handelinge, het hulle van huis tot huis gegaan en die brood gebreek. Dis 'n swak vertaling. Staan eintlik daar, en hulle het van huis tot huis gegaan en hulle geleer hoe om die brood te breek. Die nagmaal, ons noem dit die nagmaal, want Jesus het die laaste nag voor hy die nag wat hy gevangen geneem is, het hy dit gebruik en daarom word dit nou bekend as die nagmaal. Maar is eintlik die Pesach. Die verderwer sal verbygaan. En dan, luister hier gebeur dit. En Jesus bevind homself, ekskuus dat ek net op die regte plek kom, net om die konteks vir u in verband te bring, daar in Matteus 26. En terwyl hulle eet, is hy laaste aand, neem Jesus die brood en nadat hy gedank het, hulle die Pesach gevier, so wat aangekondig is aan Exodus. Het hy dit gebreek en het gee disippels en hy sê vir hulle, neem eet, dis my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, wat vir julle gestort is. En toe Johannes die Doper die eerste keer vir Jesus sien, toe sien hy, daar is die lam van God, wat vir ons geslag sal word. En Satan het alles in sy vermoë gedoen, om Jesus tot sterwe te bring, voor die 14de dag van die maand 3 uur die middag. 14de dag van die maand 3 uur die middag, wat reg oor die wêreld, daai tyd net in Jerusalem, waar die priesters, as die 3 uur die middag is, dan sny hulle die keel van die lammetjie af, en die bloed vloei. En Satan wou nie gehad het, Jesus moet gesterf het, die 14de dag van die maand Nisan, 3 uur die middag, as die lam geslag van ons, vir ons nie. Hy het alles probeer, hulle het hom gevat tot op 'n rand van 'n afgrond, om hom af te gooi, en hy het net hier tussen hulle deurgeloop. Die geskiedskrywers praat en hulle sê, daar was 'n losprys op Jesus se kop, wat die Fariseërs en Sadduseërs wou gestel het, om hom dood te maak. Maar hulle kon nie, want God het 'n plan met hierdie man gehad. So het God 'n plan met elkeen van ons ook. Reg, toe Jesus nou klaar die nagmaal gebruik het, toe gaan hy in Getsemane in. Luister wat gebeur hier.
En hy neem Petrus in die 2:7 van Sebedee saam met hom en begin bedroef en benoud word. Ademonei, kopei. Hy het bang en benoud geword. Hoekom? Jesus was 'n seun van die mens. Hy was 'n mens soos ek en jy. Want hy het geweet wat op hom wag. Hy het geweet wat hy sou moes deurgaan om hierdie teks in vervulling te bring. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, Didomi. Hy het hom oorgelewer, hy het hom oorgegee, sodat elke wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Maar dit moes volgens die plan van God gebeur het. Op die 14de dag van die maand Nisan, 3 uur daardie middag. En 3 uur daardie middag kon geen priester in Israel die lammetjie geslag het nie. Want toe Jesus sterf van die kruis, daar duisternis, 'n geweldige duisternis, en er was 'n geweldige aardbewing oor die hele Israel. Die tempel het in mekaar geval, die toonbrood, die tafel en toonbrood, die reukofferaltaar, die menorah het alles omgeval. Dit was die middel, die voorhangsel het geskeur, die ark het daar gestaan en gebewe. Hulle kon nie die lammetjie slag nie. Want Jesus het op daai oomblik gesterwe aan die kruis vir jou en vir my. Maar hy het geweet wat op hom wag, broeders. Daarom was hy bedroef en benoud. Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waaksaam. Ek is bang, sê hy, want ek weet wat op my wag. Hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Dis simbolies. As een koninkryk, sê maar ek is hierdie koninkryk, ek oorweldig julle in 'n geveg, dan laat ek die koning van hierdie mense na my toe kom, en hy moet voor my kniel, en ek sit my voet op sy kop, en ek het 'n beker met gif in my hand, en sy vrouens en sy kinders is almal daar, hulle word almal daar na toe gebring, en al sy soldate is daar, en hy het die keuse, jy drink hierdie beker, en jy sterf, en almal lewe, en jou vrouens en kinders sal elke dag gevoed word en geëet kry, of jy drink nie die beker nie, en jy lewe, en jy sit aan my tafel, en maar almal word doodgemaak. Kan jy sien hoe kom bid Jesus hier? Laat hierdie beker by my verbygaan. Hy het geweet, hy moet hierdie beker drink, hy moet sterwe, sodat jy en ek vandag kan lewe, broeders. Sodat jy en ek vandag kan sê, die Here is God, ja, die Here is God. Hy bid dit, en hy het 'n bietjie verder gaan en gebid, Here, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Weereens, Lukas 22, sê Vader, vers 42, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar laat U wil geskied. En 'n engel uit die hemel, God moes 'n engel uit die hemel gestuur het om Jesus daar te versterk. Hy was mens soos ek en jy. Toe die engel hom versterk het, en toe hy in 'n sware stryd kom, agonia, agony is die Engelse woordjie, het hy in groter inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Maar ons weet nog wat het gebeur. Hy het daar opgestaan en gesê, come what may. Hierdie mense sal vandag kan getuig en sê, ek het Jesus aangeneem, en ek sal vir ewig lewe. Maar hy moes sterf aan die kruis. Ja, ek wil eens vir u sê, Jesus is nie gevange geneem, hy het homself oorgegee. Want toe hulle kom met 300 na 600 soldate om hom gevange te neem in Getsemane, toe stap hy uit en sê, wie soek julle, wie wil julle hê? Hulle sê, ons soek Jesus, die Nasarener. En hy sê, Ego eimi, dit is ek. En toe hy dit sê, dis soos in die woord van die Here, en toe hy vir hulle sê, dit is ek, Ego eimi, het hulle agteruit gegaan, 600 soldate, en op die grond geval soos dronkmanne. Hy het homself oorgegee, vir jou en vir my, sodat daardie teks vir ons in vervulling kan kom, broeders. Dis die agtergrond van wat ek vandag met u wil deel. Dis hoe Jesus gelyk het aan die kruis.
Dis min of meer die prentjie hoekom Jesus gesê het, laat hierdie beker by my verbygaan. Want voordat hy daar gehang het, en hy gesê, tetelestai, het daar 'n paar dinge gebeur, wat ons soms nie besef, hy het gebeur nie, en hoekom hy gesê het, laat hierdie beker by my verbygaan nie. Toe laat Pilatus vir Barabbas los, ons ken daai storie, né? Maar kyk wat gebeur. Maar Jesus het hy laat gesel. Fragelohu is die Griekse woordjie. En daardie laat gesel, het gedui, op die fragelo het gedui op 'n spesifieke seksie van die Romeinse soldate. Hierdie soldate was so sadisties, dat hulle nie eens in 'n geveg betrokke kan raak nie, want hulle luister nie na enige iemand nie. Hulle het genot geput om iemand dood te martel. Hulle het beurte gemaak wanneer iemand aan hulle oorgelewer word, die frageloi soldate, het hulle genot daaruit geput om daardie persoon stadig maar seker dood te maak. Sadistiese soldate. Hulle was so wreed geweest, dat wanneer daar 'n opstand in Jerusalem kom, het die man hoof van 100.000 uitgebly en sê, Fragelohu, dan het almal geweet, hierdie soldate is op pad, ons moet nou uitmekaar uitspat. En dan het hulle uitmekaar uitgespat. En Jesus was oorgelewer aan daardie soldate. Hy was nie gegeesel volgens die Joodse wette 39 houe nie. Hy was gegeesel volgens die Romeinse wet deur fragelohu soldate. Dis hoe hulle eintlik gelyk het. Soldate wat lagtend en met groot bravade en groot plesier swepe gekies het om Jesus mee te martel. En dan staan een van hulle aan hierdie kant, Jesus word daar vasgemaak, aan hierdie kant met die sweep, en 'n ander ene staan aan daai kant, en hierdie ene slaan, en as hy terugtrek, dan slaan daai ene. Oor en weer, aan mekaar. Totdat daar niks meer oor is op sy agterlyf, waarop hulle kan slaan. Dit is net een stuk bloed en een stuk vleis. Dan draai hulle hom om, en hulle begin hom van voor af slaan. En daar word gesê dat Jesus was so geslaan, want Satan wou gehad het, hy moes daar gesterwe het. Hy wil nie hê, Jesus moet sterf 3 uur die middag op die 14de dag van die maand Nisan nie. En dit is hoe daai sweep lyk, broeders. 5/10 sulke stukke swepe met eisters en allerlei dinge en penne wat so gebuig is, sodat as hulle hom slaan en daardie sweep slaan vas in die liggaam, dan ruk hulle hom weg en hy ruk vleis uit daardie persoon uit. Laat hierdie beker by my verbygaan, Here, nogtans nie my wil nie, maar dat U wil geskied. En dis hoe hy geslaan is. Daar, net terug na die vorige ene toe asseblief. Daar is, hierdie liggie werk ook nie. Aan die linkerkant kan jy sien, jy kan net aangaan, kan jy sien, aan die linkerkant daar is een soldaat, en die regterkant is 'n ander soldaat, wat Jesus aanhoudend slaan. Dankie. Dis waar hy vasgemaak is, die volgende asseblief. Dis hoe hy gelyk het. Toe die soldate wat hom gebring het na die fragelohu soldate toe, hulle moes wegruk en Jesus se liggaam weggevat het, anders het hulle hom doodgeslaan net daar. Stikkend uitmekaar uit. Volgende. Deur wie se wonde ons genees is. Dit het 'n kliseë geword in ons lewenswyse. Ag, deur die wonder van Jesus is jy mos gesond. Broer, ons weet nie waarvan ons praat nie. Die Griekse woordjie vir wonde is molopsie, wat dui op fatale, diep, bloeiende wonde, wat op die hele liggaam voorkom, voor en agter. Sy eie maat om nie eens erken nie, sê die Bybel. So was sy kop geswel, en so was sy stikkend geslaan. Een geskiedskrywer sê, jy kon sy longe en sy hart sien klop deur sy ribbekas, waar die vleis was weggeruk. Vader,
laat hierdie beker by my verbygaan. Dit het ek gesê, volg jy asseblief. Jesaja 53 vers 5 sê dit vir ons duidelik, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons geregtighede is hy verbrysel, daka in Hebreëus, wat beteken hy stikkend geslaan en hy het in mekaar gestort. Toe hom daar losmaak, het hy in mekaar gestort. Want Satan wou gehad het, hy moes daar sterf. Want dan was die profetiese woord van Jesus nie in vervulling nie. Tetelestai. Dit is volbring. Soos baie hulle oor hom verstom het, so misvorm, daardie woordjie verstom in die Hebreëus, hulle was verbaas, hulle was geskok om hom te sien, hulle het hom nie herken nie. So misvorm was sy voorkoms, geen mens nie, hy het nie meer soos 'n man gelyk nie, volg jy dit? En sy gestalte was nie die van 'n mensekind nie. Kan nie dink wat Jesus daar deurgemaak het, en hoekom hy gesê het, Here, ek is bang, ek kan dit nie doen nie, en 'n engel moes hom versterk het, sodat jy en ek vandag hier kan sit, en kan roem in die dood en die opstanding van Jesus Christus. Dit was die speletjies, die broeders. Hy het 'n duur prys betaal, volg jy. Matteus 27 van 'n versie, en daar neem die soldate van die gouverneur Jesus met hulle saam in die gouverneur se paleis en bring die hele spyra, as daar die Griekse woord wat beteken tussen 300 en 600 soldate teen hom bymekaar. Hy's feitelik dood, maar hulle weet die krag wat in hom is. En tussen 300 en 500 soldate word gehou om hom daar vas te hou. Gaan by die leerafdeling waarvan hy daar praat, is ook die Sanhedrin, die tempelpolisie. Toe trek hulle sy klere uit en werp 'n rooi mantel om hom en hulle vleg 'n kroon van dorings en sit dit op sy kop. Dis hoe die kroon min of meer gelyk het. Daardie kroon was gevleg gewees van 'n plant wat se dorings septies veroorsaak in 'n mens. As hy jou steek of jy trap in hy doring, dan word daardie wond septies. En dan vat daardie kroon en hulle het hom op sy kop gesit en hulle het hom sy kop met stokke ingeslaan, want niemand kon daaraan vat nie. Ingeslaan met stokke tot hy diep in is, dat hy dorings ingegaan het. Geskiedenis sê dat sy gesig was so geswel gewees van hierdie dorings, wat septies begin raak het, dat sy oë toegeswel was. Broeders, weet jy wat Jesus se prys was om jou vandag te laat triomfeer en sê, ek is 'n kind van God nie. En 'n stok in sy regterhand, en hulle val op hulle knieë voor hom, en bespot hom, en sê, wees gegroet, koning van die Jode. En die Bybel sê, elke knie sal buig, selfs die wat hom deurgesteek het, en die wat hom gemartel het. Hulle knieë sal buig, en hulle tonge sal bely. Kan die volgende gaan? Ja, hulle spieg op hom, ja, goed, en dan die volgende. En dan het hom gespot het, trek hulle hom die mantel uit, en trek hom sy klere aan, en lei hom weg, om gekruisig te word. En dus, 'n ander verhaal op sy eie. Daardie man, wat hulle feitelik doodgeslaan het, en Satan gesien het, hy kan hom nie hier dood kry nie, maar op pad kruis toe gaan hy dood, dat hulle 'n man moes gekry het, 'n sterk man moes gekry het, om hom te help om sy kruis te dra. Om nie eens te praat, van hoe hulle hom geslaan het, en gevloek en gespoeg het, op pad na die kruis nie, en nie die soldate nie, maar almal om hom, as jy die seun van God is, red jouself, as jy die seun van God is. Hy sê, nee, ek kan nie, want anders kan hulle nie vandag lewe nie. Kom ons sien die hele prentjie, broeders. Nie net die historiese gebeurtenis nie, maar 'n gebeurtenis wat ons in staat stel om vandag te triomfeer en te sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Daardie is eintlik 'n boodskap op sy eie. Die pad na die kruis toe, en daar waar hy vasgenaal is met daai wrede spykers, hoe hy geklap en geslaan is, druk jou kop die kant toe, of druk jou kop daai kant toe, en uiteindelik die kruis opgelig is, en in die gat ingegooi is, in die volle gewig van sy liggaam, en daar die spykers gehang het, vir 6 ure lang. Hy sê, 9 uur die oggend, is hy in die kruis vasgeslaan. En 3 uur die middag,
het hy uitgeroep en gesê, Tetelestai. Ek het my werk gedoen. Ek het die prys betaal. Die dief het gekom om te slag en te steel, en dit is maar julle sal lewe en oorvloed hê. Tetelestai, sê hy. Hy sterf van die kruis, sodat jy en ek kan sê, kyk, ek het aan jou die mag gegee, om op slange en skorpioene te trap, en onder al die krag van die vyand, en niks sal jy ooit skade aanrig nie. Fragello. En dit alles, vir elkeen van ons wat hier sit. In my kinderlike geloof van die grootheid van God weet ek, of glo ek, dat daai dag toe Jesus daar opstaan nadat die engele hom versterk het, en hy uitgestap het en gesê het, Ego, I me, dit is ek. Was daar 'n skare van engele wat gereed gestaan het vir hom om net te sê, maak hulle dood. Maar hy het nie. Want my kinderlike geloof sê, hy het my gesig gesien. Hy het jou gesig gesien. Hy het aan jou naam gedink. En het aan jou omstandighede gedink vir vandag. Daarom, fragello, alles net vir jou. Dus kom ons gaan na die Paasfees in, met 'n groter dankbaarheid as ooit van tevore, vir die prys wat Jesus betaal het, vir elkeen van ons. Daardie film van Mel Gibson, The Passion of the Christ, gee vir ons 'n klein insig van wat daar werklik gebeur het. Daarom is hy so geweldig gekritiseer deur vir al die Rooms-Katolieke en baie predikers reg oor die wêreld. Dit was nie so breed nie. Broeders, ek dink nie die volle prentjie vir ons geskets nie. As jy kyk na die Griekse woorde, fragello, wat dit beteken, en wat dit beteken om hierdie kroon op sy kop te kry. Kyk net daar, broeders. Dis min of meer hoe daai kroon gelyk het. En hy sê dit op die kop gesit nie. Hy's ingeslaan met stokke. Alles vir jou en vir my. Here, wat 'n voorreg dat ons hierdie Paasfees kan vier met oorwinning in ons harte. Want Jesus het gesterf. Op die spesifieke uur, op die spesifieke oomblik, die lam geslag vir ons. Hy het alles deurgemaak, sodat ons vandag kan uitroep, deur sy wonde, Malopsie, staan vir my genesing. Dankie, dankie, dankie. Hoe anders kan ons vir U sê, dankie Here, ons het nie 'n manier om dit te doen nie, maar net om ons hande op te steek en te sê, dankie Here, in Jesus naam. Amen. Dankie my broeders.